Ons sê welkom by nog 'n episode Alles Sport. Hier waar ons alles sport praat, die hele naweek se gebeurtenisse, uitslae en nuus in sport. Ek dink ons begin sommer met die Formule 1, 'n fantastiese naweek gewees met Formule 1 in Miami. Die sprint, dit begin met die sprint wedren, waar Kimi Antonelli pole posisie gekry het, maar op die einde het Lando Norris die sprint wedren gewen. Die hoë wedren op die Sondag, pole posisie was gevat deur Max Verstappen, maar op die uiteinde was die McLarens net baas gewees. Hulle het uit en uit almal oordonder en skoonskip gemaak met Piastri wat eerste ingekom het en Lando Norris wat tweede was. Max Verstappen het vierde ingekom na sy pole posisie, Russell was derde en Tsunoda het ingekom op 10de, die laaste punt gevat. So was 'n opwindende wedren gewees, baie dinge het gebeur tydens dit. Daar was weer eens baie opwinding tot oploop van die wedren gewees ook, met Max wat sy eerste kind gekry het laasweek, dan ook celebrities wat daar was, met soos Rosé wat een van die liedjies op die nuwe album sing vir die F1 film wat een van die dae uitkom. So baie dinge het gebeur die naweek, maar op die uiteinde was McLaren weer baas gewees in die Miami. En as ons kyk na die drywer punte, is Piastri ver voor op 131 punte, tweede is Norris op 115 en derde is Verstappen op 99. As ons kyk na die spanne en hoe die spanne staan, McLaren eerste op 246 punte, gevolg deur Mercedes op 141 en dan Red Bull op 105. So ja, veral met die spanne is McLaren besig om weg te hardloop met die punte. Met die drywers 16 punte skei Piastri en Norris en 16 punte skei Verstappen en Norris. So aan die drywerskant is dit nog oop, daar kan nog baie gebeur. Dan as ons aandag skuif na rugby toe, die afgelope naweek was daar twee groot semifinale gewees in twee kompetisies. As ons eerstens kyk na die kampioensbeker, was daar twee semifinale hierdie naweek gewees. Die eerste semifinaal was gewees tussen die Leinster, die Ierse span, en Northampton Saints. Northampton Saints Leinster daar geklop 37-34. En die tweede semifinaal was tussen Bordeaux en Toulouse. Toulouse gewen 35-18. So dit sit nou 'n finaal op die einde van die maand tussen Saints en Bordeaux, wat nogal baie interessant kan wees. Dan as ons kyk na die Challenge Cup, daar was ook twee semifinale hierdie afgelope naweek gewees. Die eerste semifinaal was gewees tussen Edinburgh en Bath. En Bath het daai wedstryd gewen 39-24 en die tweede semifinaal was gewees tussen Racing en Lyon. En Lyon het daai ene gewen 29-15, wat dan nou 'n finaal opstel tussen Lyon en Bath, ook die einde van die maand. Dan was daar ook Sevens rugby gewees hierdie afgelope naweek en die Blitsbokke het vir 'n slag weer gespeel soos wat ons hulle ken, en hulle het in die semifinale gewen teen New Zealand en toe in die finaal gespeel teen Spanje, wie hulle geklop het 19-5 in die finaal. So welgedaan Blitsbokke, dit is wat ons wil sien en ons hulle ken speel.
Hulle het gesukkel die afgelope tyd en hierdie was net weer eens het gewys wat die Blitsbokke kan doen wanneer hulle tot hulle potensiaal speel. Nog rugby nuus was dat die onder 20 kampioenskap is ook aan die gang hier in Suid-Afrika en die eerste wedstryd was gespeel tussen Australië en Nieu-Seeland. Hulle het gelykop gespeel. Tweede wedstryd was tussen die onder 20 Springbokke en die Argentyne en die Bokke het daai wedstryd gewen. So hierdie week is die volgende wedstryde tussen die Argentyne en Nieu-Seeland en dan die Springbokke en Australië. Dan as ons nog kyk na rugby nuus, die Australiërs het genoem dat daar dalk 'n moontlike verandering in afrigting gaan wees met Les King wat kan oorvat by Smith, wat dalk 'n goeie verandering kan wees vir hulle, want ja, hulle sukkel maar op die oomblik ook in hulle rugby. Baie dinge wat skeefloop daar in Australië op die oomblik met hulle rugby. Dan as ons gaan kyk na die cricket, daar het baie gebeur hierdie afgelope week met die IPL wat op die oomblik aan die gang is. Daar was 'n wedstryd gewees Vrydag tussen die Gujarat Titans en die Sunrisers Hyderabad. Gujarat het daai wedstryd gewen met 38 lopies. Saterdag het RCB gespeel teen CSK en RCB het daai wedstryd gewen met 2 lopies. En dan gister het KKR gespeel teen Rajasthan Royals en KKR het daai wedstryd gewen met 1 lopie, 'n baie naby wedstryd gewees daar. En dan die tweede wedstryd gister was teen die Punjab Kings en die Super Giants en Punjab Kings het daai ene gewen met 37 lopies. So as ons kyk na die tabel op die oomblik in die IPL is RCB voor op 16 punte. Dan is dit die Punjab Kings in tweede plek op 15, dan die Mumbai Indians in derde plek op 14 en dan die Gujarat Titans in vierde plek op 14 punte ook. Alhoewel die Titans het nog net 10 wedstryde gespeel waar die ander 3 spanne bo hulle het 11 wedstryde elk gespeel. So ja, dit is die IPL nuus vir die naweek. Dan as ons gaan kyk na sokkernuus in die Premier Liga, daar was weer 'n paar skok uitslae gewees met Chelsea wat Liverpool gewen het 3-1. Liverpool is natuurlik gekroon kampioene vir 2025 laas naweek of die naweek voor laas naweek en Brentford wat Manchester United geklop het 4-3. Arsenal wat verloor het teen Bournemouth 2-1 en Manchester City wat Wolves gewen het 1-0. As ons gaan kyk na die Europa League, die semifinale is op die oomblik aan die gang daarso in Glimt wat op hierdie stadium in daai semifinaal agterloop 3-1 na hulle eerste been wat Tottenham gewen het 3-1 en hulle speel donderdag nou hulle tweede been van daai semifinaal en dan Manchester United wat teen Bilbao te staan kom ook donderdag en Manchester United loop in daai semifinaal voor met 3-0 na hulle eerste been wat hulle gewen het. So dit is nuus in die Europa Liga. Met die FA Cup is daar ook 'n groot finaal wat opkom, ook die gedurende hierdie maand met Crystal Palace wat teen Manchester City gaan speel. En
En dan is daar die opkomende naweek is daar weer MotoGP met die volgende MotoGP wat plaasvind in Frankryk. Daar is nou eers weer oor 2 weke weer Formule 1. En dit is al die sportnuus van hierdie afgelope naweek. Daar was baie dinge wat gebeur het. Laat ons weet wat julle dink daarvan. Enige nuus wat julle het, sportgebeurtenisse, foto's, opkomende toernooie wat julle ons van wil in kennis stel, laat weet ons asseblief. Ons wil graag praat daaroor. Ja, en kom ons wees on top, as 'n Engelse woord wil gebruik, op die sportnuus, dat ons almal weet wat aangaan, want hier op hierdie kanaal praat ons almal sport, en ons praat alles sport. So kom ons gesels saam, subscribe asseblief op ons kanaal, sodat julle op hoogte kan bly van al die sportgebeurtenisse en alles wat opkom en gaan gebeur. Ons sal nou Woensdag weer 'n praatjie hier in verband met 'n spesifieke sport of sportster. So wees deel daarvan, volg ons, luister na ons, want hier praat ons alles sport.